Hoeveel keer moet ek jou roep om te kom eet? Sorry ma, ek het verslaap. Dis omdat jy die hele nag op die internet sit. Dit is baie meer opvoedkundig as computergames. Ou Melvin nou by my werk het vir hom 'n splinternuwe 42-inch flatscreen TV gekoop. Die ready nogal. Daar is niks fout met ons TV nie. Ons het eerder 'n wasmasjien nodig as 'n bloody flatscreen TV. Ek praat van Melvin se TV. Ja, ek weet hoe werk jou kop. Ek het net gedink as ons 'n nuwe TV sou kry, dan kan ons die ou een in Faatjie se kamer sit. Dit is 'n baie goeie idee. Hoekom nie in my kamer nie? Want jy's nog op skool. Ek dink hy word voorgetrek. Want ek is die eersgeborene. Hey, niemand gaan 'n TV in hulle kamer kry nie. Ons staan nie eens een in ons eie slaapkamer nie. Dan moet ons miskien een vir ons slaapkamer koop. As daar enigiets gekoop gaan word, sal dit 'n nuwe wasmasjien wees. Ja, maar jy's streng. Iemand moet wees. As dit van jou afhang, was hierdie twee kinders al lankal drop-out drug addicts. Tenis van Rooyen het 'n TV in sy slaapkamer. En 'n DVD-speler. En hoe weet jy dit, juffroukie? Hy het my gesê, Wanneer het ek dit vir jou gesê? shut up en eet jou pous toasties. Shut up jy! Shut up jy! Shut up jy! Shut up, julle albei. Toe sê hulle vir ons. Sê wat? Shut up. Shut up. Vir my nie vir daai twee kinders van jou. Shut up. Sorry maar, doggie wil weet ek moet streng wees met jou soos nou die aand. Ja, vergeet daarvan, dis nie vir hulle ore bedoel nie. Wat is nie vir ons ore bedoel nie? Dissiplinêre seks. Askies. Eet, jy gaan laat wees vir skool. As ek geld gehad het, het ek aangesluit by 'n gym. Om wat te maak? Dis deesdae die plek om cherries te ontmoet. Het pa gesien hoe lyk die cherries wat by die gym uithang? Uithang is die regte woord. Hulle pronk daar rond en next to nothing en laat hulle boobs en boude uithang. Dit is verskriklik mooi. Hoor jy dit? Wil jy nou by 'n gym aansluit? Sal jy my toelaat? Dink jy ek is stupid? As 'n man van jou ouderdom skielik by 'n gym begin rondhang, is dit net moeilikheid soek. Wat van iemand van my ouderdom? 'n bietjie oefening sou jou baie goed doen. Hy het baie meer as net 'n bietjie oefening nodig. Ja, toe juffroukie, jy's ook nie juis iets skraal nie. As jou dik gat boetie by 'n gym wil aansluit, dan is dit sy besigheid. Maar waar gaan ek die leregeld vandaan kry? Moenie by my kyk nie. Ek is besig om te spaar vir 'n flat screen wasmasjien. Verskoon my, maar van almal hier is ek die maarste. Ek het nie geweet ons is 'n kompetisie oor ons gewig nie. As hier 'n kompetisie was, sou julle ma wen. Sê jy ek is dik? Ons is almal dik. Hallo? Behalwe Blapsie, want sy is die maarste, sy het baie later as ons begin. Begin waarmee? Om te beloon. Wat is dit hoe jy jou familie sien? Spul balloons. Ja, 3 grootes en 1 kleintjie. Ag, maar weet mos, paar het nie lelik bedoel nie. Is daar 'n mooi manier om vir jou vrou te sê sy lyk soos 'n balloon? Paar dink dis 'n kompliment. Hy like balloons. Kyk, as ouma dit gesê het, het maar rede gehad om vies te wees. Ek is so bly daai vrou is terug na haar huis toe. Ek sweer in die 1 week wat sy hier gebly het, sy my 2 jaar ouer gemaak. Dis miskien nie mooi om dit van 'n mens se eie ouma te sê nie, maar ek kon nie wag dat sy moes waai nie. Maar almal het so gevoel, insluitend jou pa. Ouma's op haar gelukkigste as die huismoles is. Ja, en as haar nie is nie, veroorsaak sy dit. Haar arme man, julle oorlede oupa Apie was 'n bolrou senuwees. Shame. Ja, hy het baie keer probeer om van die huis af weg te loop. Waarheen? Ag, enige plek. Hulle het hom een keer gekry op 'n goederetrein in Zimbabwe en 'n ander keer op 'n Japaneese vissersboot naby Oos-London. Haai ma, dis vreeslik. En die laaste keer agter 'n treklorry in Namibië. Nou, maar as hy so ongelukkig was, hoekom het hy nie van ouma geskei nie? Dit was nie daai daar so maklik om te skei nie. Mense het beskou as 'n geweldige sonde. Maar die helfte van die kinders se ouers in my klas is geskei. Ja, ek het iewers gelees 2 uit elke 3 huwelike in ons land eindig in die skeihof. Het ma ooit gedink aan skei? Skei? Nooit. Maar ek het al 'n paar keer moord oorweeg. Ma, Ag nee, toe maar ek grap sommer. Ek is dolgelukkig met jou pa, al noem hy my 'n balloon. ek's bly om dit te hoor. Nog steeds verlief op hy, 'n beskofte bliksem. Oeh. Ek kry sommer 'n hartflash. Hulle sê hierso ons nuwe regering gaan aandag skenk aan misdaad en werkskepping
sodra hulle nuwe kantore, karre en byvoordele uitgesort het. Wanneer presies gaan dit wees? Hoopelik voor die volgende verkiesing. Ek het genoeg probleme van my eie om te worry oor die politiek. Wat se probleme? Eintlik is dit net een groot probleem wat alles oorheers in my lewe versuur. En dit is? Ek het 'n baie groot behoefte aan 'n cherry. Jy sê een kry man, jy moet net geduldig wees. Ek kan nie verwag dat Pa moet verstaan nie. Ek het al begin wonder of van fout is met my. Daar's niks fout met jou nie. Wel, jy's miskien 'n bietjie dik, maar verder is jy oukei. As ek 'n meisie uitvra op 'n date, kry ek nie eers 'n verskoning nie. Sommer maar net 'n nee. En jy dink dit het nooit met my gebeur nie? Het dit? Baie. Jou eie ma die eerste keer vir my nee gesê. Wou sy nie saam met Pa op 'n date gaan nie? Nee, sy het saam op 'n date gegaan, maar toe dinge bietjie warm word, sê sy nee. Dink jy ek en Pa praat oor dieselfde ding nie? 3 Kyn en cream sodas later het ek eers 'n ja gekry. Ek glo nie ek wil in diepte hoor wat tussen Pa en Ma gebeur het nie. Veral nie as my eie pa my ma getrek gemaak het en toe verlei het nie. Ons het mekaar verlei met suggestiewe danspassies en varkerige aanmerkings. Ag nee. Toe sê ek, trust me. Oeps, en hier sit jy in lewende lywe. Wat probeer Pa vir my sê? Dat ek op hierdie aarde is as gevolg van 'n oeps. Ek kan vir jou lieg en sê dat jy beplan was, maar dit sou oneerlik wees. Ek sou eerder verkies het dat Pa vir my gelieg het. Kyk so daarna. Come hello high water. Die groot plan was dat jy gebore gaan word. Jy het nie laat 'n lang verhouding, 'n verloving en 'n troue in jou pad staan nie. As Pa dit so stel, klink dit nie so bad nie. Dit is te danke aan jou dat ek en jou ma getroud is. Is dit? Jy is die gom wat 2 wulpse vetties deur die huwelik aan mekaar geplak het. O, okay. Maar dit los nog steeds nie my probleem op. Man, jou probleem sal homself oplos. Vir elke skroef is daar 'n moer. Hiersjo, okay, Pa, ek is reg om te ry. Okay, kom. En vir elke spyker is daar 'n plank. Ja, kyk julle alweer 'n onbeskofte webwerf. Nooit. Okay, waarna het julle dan gekyk? Karre. I rest my case. Maar as jy nie onmiddellik jou wasgoed in die masjien kom sit nie, gaan sy dit nie was nie. Okay. Ek is op pad. Ek is nou weer terug. Plapsie. Ja, wat meneer van Rooyen? Gaan jy nog met daai Benny ou uit? Wie wil weet? Ek wil baie graag weet. Maar hoekom? Dis keuse geskiedenis. Wat nou in my lewe aangaan het niks met jou te doen nie. Ek het 'n baie groot fout gemaak. Wat 'n fout? Ek moes jou nooit met daai flippend Pietro verneek het nie. Maar jy het. Nou is ek baie spyt daaroor. Te laat. Heeltemal te laat. Ek sal jou nooit weer vertrou nie. Ek wil ook nie, want dit is verby tussen ons. Wat kan ek doen om op te maak? Niks. Jy kan nie opmaak nie en ek wil nie opmaak nie, want ek gaan nou met Benny Otto uit. Okay. Maar as jy hom ooit wil verneek, is ek beskikbaar. Vergeet dit. Ek en Benny vertrou mekaar. Ons weet wat loyaliteit beteken. Ek mis jou vreeslik baie. Well, too bad. Jy het jou kans gehad en dit verbrou. So jy kan nou met jou studententerte gaan jol. Jy mag nooit weer aan my raak nie. Nooit nie. Nooit nie. Okay, is in die masjien en ek het dit aangesit. Op program 3. Ja, ma. Maar ek gaan jou nie weer so soebat om jou klere te bring nie. Dis tyd dat jy vir jouself begin dink en dinge vir jouself doen. Ek weet, ma, maar ek vergeet dinge soos my wasgoed. Want jou ma het dit nog altyd vir jou gedoen. Presies. Hoekom moet dit nou verander? Want jy's groot en dik genoeg om dit vir jouself te doen. Dit is wat gebeur as mens groot word. Ek sal dit beskryf as die nadele van groot word. Wag tot jy rekeninge, huur en belastinge sulke goed moet begin betaal voor jy praat van die nadele. Wanneer gebeur dit?
Wanneer jy jou eerste salaris kry. Nou, terwyl jy student is die lekkerste tyd van jou lewe. Almal sê dit, maar ek ervaar dit nie so nie. Ek smag so na 'n cherry, dit voel of ek mal word. Ag, jy moenie so daaroor worry nie. Ek kan dit nie help nie. Ek het soveel liefde in my wat ek so graag met iemand wil deel. Ek verstaan, ek was ook jou ouderdom, glo my. Dit sal regkom, ek seker daarvan. Dit pla my so, ek lê in die aande wakker. Dis hoekom ek so baie verslaap. Waar's Blapsie? Seker nog in my kamer by Tennis. Het jy vir Blapsie en Tennis alleen in jou kamer gelos? Ja, maar ma worry verniet. Hulle is nog lekker delling vir mekaar. Ek ken daai sussie van jou baie beter as jy, glo my. Kom, ons gaan. Toe, kom. Niks nie, ma. Vry jy in jou skoolklere? Dit was net 'n vriendskaplike soen. Vra hom. Ja, regtig Tannie, net 'n soen. Ek het nêrens onbeskof gevat nie. Kom juffroukie, gaan trek uit jou skoolklere en begin met jou huiswerk. Julle weet ek laat nie gevryery in my huis toe nie. Baai, SMS my. Sure, Blaps. Vir jou hou ek dop. Jy weet sy gaan uit met Benny. Wat probeer jy doen? Afvry Tannie. Ek wil baie graag vir Blapsie terugkry. Laat ek liewer loop. Julle moet my aanjaag soos julle wil. Ag nee, Sisel. Vry my suster sommer hier op my bed. Dit het baie skielik gebeur. As jy moet doen dit iewers anderste. My bed is baie privaat. Ek het so voorgevoel dat na daai soen gaan ek en Blapsie weer by mekaar kom. Wat laat jou so dink? Ons is soos twee magnete vir mekaar. Een oomblik het ons nog gestry. Die volgende oomblik kyk ons diep in mekaar se oë. Toe word ons vasgevang in 'n hartstogtelike suigsoen. Ja, okay. Maar asseblief nie in my kamer nie. Sure. Ek's bly jy verstaan. Jy is 'n ware vriend. Is ek? Want partykeer wonder ek of jy nie dalk my vriend is net om my sussie by te kom nie. Nooit. Ek en jy is vriende nog lank voor ek haar begin raak sien het. Is dit? En wanneer presies het jy haar raak gesien? Graad 9, toe sy begin boobies kry het. Nou is ek skielik spyt dat ek jou gevra het. Hou maar daai praatjies asseblief tussen julle twee. Vir my gaan jy net laat kots. Na daai soen gaan sy vir Benny en sy Helen stuur. Watch wat ek jou sê. Sy. Ek voel so lekker dat my huis nou weer my eie is. En die TV remote weer in my beheer is. Jesus, my ma kan vinnig 'n huis in 'n hel verander. Ja, maar nou dat sy weg is, hang hy klein rubbish van 'n Van Rooyen weer heeldag hier rond. Hy is baie bang vir my ma. Ons het hom 'n taai klap gegee oor sy piercings. Ek is bitter bly. Hy en Blapsie is nie meer gekuis nie. Ek vertrou daai laaitjie nie. Ek het nuus vir jou. Ek het hulle vanmiddag vang vry in Faatjie se kamer. Vir wie? Faatjie en Tennis? Nee, Tennis en Blapsie in haar skoolklere nogal. Ons sê is darmal 'n matriek. Wat probeer jy sê? Matriekdogters vry. Hulle almal doen dit. Hier in haar ouerhuis. Waar anders moet sy dit doen? As jy verkies dat sy dit iewers in 'n park of op straat moet doen. Seker nie. Tye het verander. Daar's nie meer drivings waar mense dit in die privaatheid van jou eie kar kan doen nie. Maar wat stel jy voor dat sy dit hier in ons huis doen? Op die bank of daai bank of die bank op die stoep, maar nie in haar of Faatjie se slaapkamers nie. Ek voel baie ongemaklik hieroor. Hier kan mense ten minste 'n oog hou dat dinge nie hand uitdruk en die klere begin waai nie. Dis nie maklik om 'n ouer te wees nie. Toe my ma my die eerste keer betrap het terwyl ek 'n cherry gesoen het, het sy my so hard agter my kop geklap, die draadjies in my tande het aan die draadjies en Saartjie se tande vasgehaak. My pa moes ons losknip met 'n tang. Saartjie wie? Bosman, Wat later Sarie Bosman geword het. toe sy groter geword het. Ek het
Nie geweet sy is die eerste meisie vir wie jy gesoen het nie. Dis algemene kennis. Sy was ook die eerste girl vir wie ek Ag, kom ons los maar die dinge wat in die gelede gebeur het. Is daar nog dinge oor daai slet waarvan ek nie weet nie, hè? Nee, nou weet jy alles. Sê mens vergeet nooit jou eerste soen nie. Dis dit. En wie het jou eerste gesoen? Ons praat nie nou oor my nie, ons praat oor jou en daai Sari skewe tande Bosman. Ek dink ons moet hierdie gesprek net hier staak. Net nou onaard dit en saam met wie jy die eerste keer wys my jou nou wys ek jou myne gespeel en dan raak jy verskriklik jaloers as jy uitvind was my standaard 5 juffrou en dan eindig ons in 'n helse argument. Verskoon my, ek het kos op die stoof. Of jy kry stil stype soos nou. Jy's baie stout wolfiesagie. Onhebbelik. Ek verstaan maar hulle glad nie. Gisterand aan tafel het nie pa of ma 'n woord gesê nie. En nou gegil julle soos twee bakvissies. Ons het opgemaak. Dis wat in enige normale huwelik gebeur. En ek het jou maar beloof dat ek nooit weer vir gaan sê sy lyk soos 'n balloon nie. En ek wil nie weet wat in jou pa se verlede gebeur het nie. Dit los nog nie my probleem op nie. Ag, asseblief. Ons het besluit om 'n klein flatscreen TV vir ons slaapkamer te koop. Vir ons eie persoonlike gebruik. Maar wat van die wasmasjien? Ag, pokker die wasmasjien. Ons het ook besluit dat jy vanaf in hierdie huis mag vry. Askies? Maar nie in jou skoolklere nie. Op enige van die twee banke in die sitkamer of die bank op die stoepie. Keuse is joune. Maar nie in jou of jou dikgat boetie se slaapkamer. Okay, get dit. Maar wie sê ek wil hier vry? Dis nie verpligtend nie, net as jy die gier kry. En wat van my? Nou wat van jou? Mag ek ook op die banke vry soos sy? Wat dink jy, Molly? Net een paartjie op 'n slag asseblief. Hi, Blaps. Ja, hallo meneer van Rooyen. Wou ek net maar die goeie nuus vertel Wat se nuus? dat ons op enige van die banke mag vry. Sover ek dit verstaan, is dit met enige ou van my keuse. Jou naam was nie genoem nie. Hoe nou? Hoe nou wat? Maar ek het gedink na gister se hartstogtelike soen is ons nou weer 'n item. Ek en Benny Otto is 'n item. Ek het maar net gedoen wat jy voorgestel het. Wat het ek voorgestel? Dat ek vir Benny verneek met jou. Ja, maar ek wil jou ou wees. Benny is my ou. Jy is my skelm. Wil jy my net gebruik as jou skelm? Hoekom nie? Ag nee, kom nou Blapsie. Ek kan jou nie deel met iemand anders nie. Dis wat jy met my gedoen het. Ja, maar ek het 'n foutjie gemaak. Ek het my les geleer. Ons is bedoel vir mekaar en jy weet dit. Jy sou my nie so gesoen het as jy niks vir my gevoel het nie. Dit was net 'n soen. Net 'n soen. Ek het amper begin bewe. Ek ook. So effens. Is dit? You're rubbish. Blapsie. Dennis. Ag nee, hel. Nou het ek sommer my eetlus verloor. Ons was verskriklik besig vandag. Hierdie koue weer is baie goed vir die karbattery besigheid. By ons ook. Kou weer is net so goed vir tandpyn. Eintlik is ons al twee in die grudge purchase besigheid. Wat's 'n grudge purchase? As jy iets teen jou sin koop. En niemand staan in die oggend op en sê, "Woepie, ek gaan vandag 'n nuwe karbattery koop nie." Ja, seker nie. Nee, klim in jou kar nie, draai hy steeds om. As dit is nie vloeke deur. Sê jy dat jy vandag 'n karbattery moet gaan koop. Helse tandpyn werk dieselfde. Ja, jy's reg.
Kan nie eintlik sê dat een van ons pasiënte by die spreekkamer instap met 'n groot glimlag op hulle gesigte nie. Ons customers is almal moedig geslaag inloop. 90% van hulle gebruik saam met die woord battery, die F-woord. Faitjie het gevra ek moet 'n paar minute uit die kombuis uitbly want hy wil 'n baie private oproep maak. Ek weet daarvan. Ek het by Melvin vir Faitjie die nommer gekry. Wie se nommer? 'n Baie billike escort agency. Ekskuus. Die laaitjie het 'n groot behoefte, dis 'n noodgeval. En terwyl hy so sukkel om 'n cherry te kry, kan hy dalk een hier. Wat 'n soort pa gee vir sy seun die nommer van 'n escort agency? 'n Pa wat omgee. En wie gaan vir die klein dik gat die geld gee om vir die huur te betaal? Daai selfe pa wat so omgee. Ek is lus, ek gee vir daai pa helse klap. Nee. Hier sit ek my voet neer. Kom hier so. Eers mag jou sussie in die huis bly en nou wil jy goedkoop 30 hierheen bring. Hulle is glad nie goedkoop nie. Shut up en sit. Geef my daai nommer. Nie in my huis nie. Sorry. Ek het vir pa gesê môre gaan nie verstaan nie. Moenie vir my sê dis wat jy gedoen het toe jy jonk was nie. Ek. Ja, jy. Ons het gisteraand ooreengekom dat ek nie meer mag praat oor dinge wat in my verlede gebeur het nie, veral nie as daar onbeskofte dinge betrokke is nie. Is dit? Ja. As ek dit gedoen het en ek sê nie ek het nie, dan hoor dit in die verlede en kan ek ongelukkig nie daaroor praat nie. Nou het ek alles gehoor. In my tyd was daai escort girl se prys nie 10% van wat hulle nou charge nie. Sê ou Melvin by die werk vir my.